Grafieke. Hersien gou saam met my alles wat jy reeds in graad 7 oor grafieke moet ken. Ons plot grafieke op die kartesiese vlak. Hierdie idee is ontwikkel deur 'n wiskundige en 'n filosoof met die naam van René Descartes. Hy was ook bekend as Cartesius. Hy was ook bekend vir die gesegde, I think, therefore I am. 'n Grafiek het altyd 'n opskrif. Die opskrif is baie belangrik want dit vertel vir ons kortliks waaroor die grafiek se data gaan. Die eerste as wat ons het is die een wat horisontaal is, die x-as. En dan het ons die vertikale as wat die y-as is. Die lineêre grafiek. 'n Lineêre grafiek beteken die lyn op die grafiek is 'n reguit lyn, soos 'n liniaal. Dan kry ons 'n nie-lineêre grafiek. Ja, dit beteken die lyn op die grafiek is nie 'n reguit lyn nie. Ons kan ook sê 'n grafiek dui vermeerdering aan. Hoe groter of meer die een word, hoe groter of meer word die ander een. Die grafiek beweeg op as jy van links na regs beweeg of van onder na bo beweeg. 'n Grafiek kan ook vermindering aandui. Wanneer die waarde van die x-as meer word, word die waarde op die y-as minder. Wanneer jy van links na regs beweeg, beweeg die lyn van bo na onder. Die derde soort grafiek is 'n konstante grafiek. Dit beteken dat die y-waarde presies dieselfde bly. Dit maak nie saak wat die x-waarde is nie. Die lyn is horisontaal aan die x-as. Hy beweeg nie op of af nie. Om op te som, kyk ons gou na voorbeelde. Ons kyk na grafieke met 'n reguit lyn, lineêre grafieke. Die eerste grafiek toon 'n vermeerdering in temperatuur oor 'n tydperk aan. Die tweede een is ook 'n lineêre grafiek, dit dui 'n vermindering in temperatuur aan. En die derde een is ook 'n lineêre grafiek en dit dui aan dat die temperatuur konstant bly, soos wat die tyd verloop. Hierdie grafieke se lyne is nie reguit nie en is nie lineêr. Ons sê ook ons kyk na globale grafieke. Dit is grafieke uit die gewone of alledagse wêreld. Ons onderskei twee tipes globale grafieke. Diskrete datagrafieke. Diskrete data is data wat getel kan word. Getelde data kan net telgetalle wees. Byvoorbeeld, jy het 1, 2 of 5 kaartjies verkoop. Jy kan nie 'n halwe kaartjie verkoop nie. Op die grafiek word dit aangedui met kolle. Soms wil 'n mens 'n tendens aandui en dan word die kolle met klein kolletjies verbind, sodat jy makliker die tendense kan sien. Ons noem 'n globale diskrete grafiek ook 'n gebroke lyn grafiek. Die ander tipe globale grafiek wat jy in graad 8 van leer, is een met kontinue of aaneenlopende data. Hier word die data gemeet en dit kan reële getalle wees. 'n Algemene een waarmee jy al gereeld te doen gehad het, is afstand teenoor tyd. 'n Kontinue of aaneenlopende globale grafiek word met 'n soliede lyn of 'n soliede kurwe aangedui.